Geliefdes van die Here, kom ons maak die woord van die Here oop by Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 13. Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 13. Ons gaan aan met ons studie deur Efesiërs en die tema vandag, geliefdes, is die glorieryke evangelie. Die evangelie waarvoor ons so lief is, waaroor ons so dankbaar is. Ek wil sommer met die deur by die huis inval en vir jou vanoggend vra, het jy 'n waardering vir die evangelie van ons Here Jesus Christus? Het jy werklik 'n diep liggende waardering vir die evangelie, meer as net lippetaal? Is jy opgewonde oor die evangelie, soveel so dat jy jou lewe daarop sal bou en dat jy selfs bereid sal wees om daarvoor te ly? Ek wil nie enige aannames maak nie. In 'n gemeente soos hierdie is ek seker dat meeste van julle sal dalk vir my die evangelie goed kan verwoord. Maar ek wil wel sommer die boodskap begin met 'n verduideliking van die inhoud van die evangelie. Wat is daai glorieryke evangelie? Wel, die evangelie van die Bybel, die ware evangelie, die suiwer evangelie van ons Here Jesus Christus begin altyd by God. Ons Skepper God, leer die Bybel vir ons, is 'n heilige God. Dit beteken hy is afgesonder van alle sonde en boosheid in sy skepping. Hy haat dit, hy kan niks daarmee te doen hê nie. En as heilige God beveel hy ook heiligheid van sy skepsels, van jou en my. Dit sê die Ou en die Nuwe Testament vir ons. Levitikus 19 vers 2, 1 Petrus 1 vers 15 en 16, wees heilig, soos ek die Here julle God heilig is. Die probleem is dat ons as mense val kort aan God se volmaakte standaard van heiligheid. Ons is in sonde gebore en ontvang, leer die Bybel vir ons, en van kindsbeen af sondig ons teenoor die Here. Almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en as sulks is ons van nature onder die oordeel van 'n heilige God. Dis regtig 'n dilemma. En ons elkeen het nodig om te besef dat ons verlore is, dat ons 'n behoefte het aan 'n verlosser om ons te red van ons sonde nood wat ons onder die veroordeling van 'n heilige God geplaas het. Die loon van die sonde is die ewige dood, ewigheid sonder God, verlore. Maar die genadegawe van God, sê die teks, is die ewige lewe in Jesus Christus. En dit bring my by God se oplossing vir ons sonde nood. God het Jesus Christus, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, hy wat volkome God is, gestuur om volkome mens te word, en as die volmaakte God mens het Jesus in jou en my plek kom staan. Hy het die lewe van volkome gehoorsaamheid en heiligheid wat ons nie kon lei nie. Aan God se morele wet het hy gelei. En hy het 'n plaasvervangende dood namens jou en my gesterf, om die skuld en die straf vir ons sonde daar te dra en te betaal. Christus het eenmaal gesterf, gelei aan die kruis vir jou en my, ons die onregverdig is, hy wat regverdig is om ons tot God te bring en ons te herstel in 'n regte verhouding met God. En die oproep kom dan na jou en my toe, in reaksie op hierdie evangelie. En dit is dat ons nodig het om te deel in hierdie verlossing vanaf God, vanaf ons sonde nood, moet ons tot bekering kom van ons sondes. Die rug daarop keer, wegdraai daarvan heelhartig en onsself draai in geloof na Jesus. Ons vertroue in hom te plaas as ons verlosser van sonde en die Here oor ons lewe. En wanneer ons dit doen, dan verleen hy aan ons God se vergifnis en verlossing van sonde. Ons word versoen met 'n heilige God. Ons kom in die regte verhouding met hom. Ons word sy gereinigde, geregverdigde, geheiligde kinders.
deur bekering en geloof in die evangelie van Jesus Christus. Dit is die glorieryke boodskap. Die goeie nuus omtrent Jesus Christus. En weet julle wat, as daar enige iemand was wat opgewonde was oor hierdie boodskap en 'n waardering daarvoor gehad het, soveel so dat hy sy lewe daarop gebou het en bereid was om te ly daarvoor, dan was dit die apostel Paulus wat hierdie brief vir ons geskryf het. Paulus, as julle terugdink en onthou, die heel eerste boodskap vanuit hierdie reeks deur Efesiërs. Ons het so 'n bietjie aandag aan Paulus gegee en ons het gesien, hy was die apostel, die gestuurde wat God geroep het vir 'n baie spesifieke bediening. Naamlik om die evangelie van God se reddende genade in Jesus Christus aan die nie-Joodse nasies, die heidense nasies van die wêreld te verkondig. En terwille van hierdie unieke evangelie bediening aan die heidene, het die Here hom gewaarsku, sou hy ly. Handelinge 9 vers 16 al, kort na sy bekering het die Here vir Ananias gesê, ek sal vir hom toon wat hy vir my naam, vir my evangelie moet ly. En nou terwyl hy hierdie brief aan die Efesiërs skryf saam met 3 ander, sit hy onder huisarrest in Rome. Dis daai 2 jaar periode van sy lewe waarvan ons lees in Handelinge 28 vers 30 en 31. Hy sit onder huisarrest vir sy verkondiging van hierdie einste evangelie waaroor hy skryf. Let op wat sê hoofstuk 3 vers 1 van ons teks. Dit sê, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, terwille van julle, die heidene, hy is 'n gevangene, terwille van sy bediening van die evangelie aan die heidene. En ons lei af vanuit ons teks dat hierdie Efesiër gelowiges het te hore gekom van Paulus se boeye om hulle ontwil en dat hulle waarskynlik bekommerd was oor hom. Daarom sê hy vir hulle in vers 13 van ons teks. Kyk gaan na Efesiërs 3 vers 13. Hy sê, ek versoek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking terwille van julle nie. Julle het te hore gekom van sy boeye. Hy sê dit is julle tot eer. Paulus skryf hierdie brief en onder andere spesifiek ons teks om aan hierdie Efesiër gelowiges 'n Bybelse, 'n korrekte perspektief te bied op sy boeye, sodat hulle nie bekommerd sal wees oor sy verdrukking om hulle ontwil nie, maar dat hulle sal verstaan sy boeye is sy eie en ook hulle eer. En wat Paulus vir hulle wil sê is dat hy is meer as bereid om te ly terwille van die uitnemendheid van hierdie glorieryke evangelie wat hy die voorreg gehad het om aan die heidene te kon bedien. Nou met dit in gedagte, kom ons lees ons teks, hierdie getuienis van Paulus, voordat ons wegval en bietjie dieper delf. Efesiërs 3 vanaf vers 1 tot 13, die geïnspireerde gesaghebende woord van God sê, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, terwille van julle, die heidene. Julle het tog gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle aan my toevertrou is. Deur openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Die geheimenis van hierdie evangelie is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie. Naamlik, dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Van die evangelie het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade, wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag. Aan my, minder as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade geskenk om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig.
en om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is, wat vir eeue lank verborg was in God. Verborge was in God, wat alle dinge geskep het. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat hy gemaak het om in Christus Jesus, ons Here. In hom het ons, deur ons geloof in hom, 'n seker en vrymoedige toegang tot God. Daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek. Net tot sover uit die woord van die Here. En vanuit Paulus se getuienis in hierdie gedeelte leer ons 7 kosbare waarhede omtrent die evangelie, wat hy 'n bedienaar van was. 7 kosbare waarhede omtrent hierdie evangelie, waaroor hy so opgewonde was en waarvoor hy bereid was om verdrukking te ly. 7 waarhede omtrent die glorieryke evangelie van Jesus Christus. En ons kyk daarna saam vandag, en as die Here wil en vertoef om te kom volgende keer, dat ons gemotiveerd mag word tot 'n hernieude waardering en 'n hernieude opgewondenheid oor die evangelie. Hierdie kosbare goeie nuus, soos wat ons ook sien Paulus opgewonde en ywerig daarvoor was. Terwille van tyd gaan ek nie al 7 waarhede behandel vandag nie. Ons sal kyk na die eerste 3, en dan as die Here wil, soos ek gesê het, sal ons aangaan volgende keer met hierdie 7 waarhede. Voordat ek aangaan, kom ons sluit net ons oë, dan bid ons vir die Here se hulp. Hemelse Vader, ons nader U, soos reeds genoem vanoggend, met 'n bewustheid van ons afhanklikheid. U het gesê, salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Here, ons weet dit. En ons weet dat ons sal slegs waarde put uit U woord se verkondiging vandag, as U deur die woord en gees met ons werk. As U ons deur die gees verlig om te verstaan en 'n begrip te hê vir hierdie eenvoudige, tog kosbare, omvattende, ryke waarhede. Kom en doen die werk in ons midde. Asseblief, Here, ons vra dat hierdie boodskap nie leeg sal terugkeer na U toe nie, maar dat dit sal bereik in ons harte waarvoor U dit uitstuur. Vrug, Here, 30voudig, 60voudig, 100voudig, terwille van U eer. Die groei van U kerk en koninkryk. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, 'n heel eerste waarheid wat uitstaan vir ons uit Paulus se getuienis hier is die oorsprong van die evangelie. Die oorsprong van die evangelie. Lees gou saam met my weer verse 2 en 3 van ons teks. Nadat Paulus gesê het, hy is 'n gevangene terwille van hulle die heidene, dan sê hy, julle het tog gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle aan my toevertrou is, per implikasie vanuit die hemele toevertrou is. Deur openbaring vanaf God self, per implikasie, is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het. Die evangelie, die suiwer ware evangelie, het sy oorsprong in die hart van God. Dit wil sê, geen mens het die evangelie uitgedink nie. Die evangelie van die Bybel, die evangelie van Jesus Christus ons Here, is nie die produk van 'n mens se verbeelding nie. Dis nie die produk van menslike vindingrykheid nie. Dis nie 'n fantasie nie. Soos wat die ander valse godsdienste en sektes en okkulte van die wêreld wel is nie. Elke ander valse godsdiens en sekte en okkult is die produk van die mens se verbeelding en vindingrykheid, en Satan en sy demoniese magte sit agter daardie dinge. Maar die evangelie van Jesus Christus, wat Paulus hierna verwys in vers 3 as die geheimenis, 'n geheimenis, die ou vertaling het gepraat van verborgenheid. Hierdie evangelie het sy ontstaan in die hart van God self. 'n Geheimenis
is 'n waarheid wat voorheen nie bekend was nie, maar wat nou bekend geword het. En hierdie waarheid, hierdie geheimenis, is dat die heidene, die nie-Joodse gelowiges in Nuwe Testamentye onder die nuwe verbond, saam met Joodse gelowiges, deel is van God se volk, van sy een nuwe mens, sy een liggaam, soos ons laasweek gesien het, van sy geestelike tempel, soos ons laasweek gesien het. Deel van sy kerk, met ander woorde, deur die evangelie. Dit is wat ons sien hierso in verse 5 en 6 van ons teks. Paulus skryf, die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak soos dit nou tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie. Wat is daai geheimenis van die evangelie? Naamlik, vers 6, dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenoot aan die belofte in Christus Jesus is. En hieromtrent sê Paulus in vers 3, het hy reeds kortliks geskryf vir hulle. Nie in 'n vorige brief nie, maar reeds in hierdie einste brief, wat ons laasweek behandel het, in Efesiërs 2 vers 11 tot 22, waar Paulus hierdie geheimenis van die evangelie uitgepak het, dat in Nuwe Testamentye, onder die nuwe verbond, is die deure van die koninkryk waawyd oop, vir gelowiges uit al die bevolkingsgroepe van die wêreld. Hierdie evangelie het sy oorsprong in God se hart, geliefdes. Ek kan dit dalk illustreer aan 'n Nike Takkie. Verskoon tog die illustrasie, maar julle weet dat daar is soveel nabootsings en valse Nike Takkies daar buite wat van verskillende plekke afkom. Maar daar is net een egte Nike Takkie wat uit een egte fabriek uitkom, né? En daai fabriek produseer net egte Nike Takkies, en ek kan dit deurtrek na die evangelie toe. In die wêreld om ons is daar baie valse evangelies, namaaksels, soos wat julle weet, wat uit verskeie oorde uitkom. Maar slegs die Christelike evangelie wat ons aantref in die Bybel, die evangelie van Jesus Christus, is die egte weergawe, waardeur redding alleenlik moontlik is. Die valse nabootsings, daardie valse evangelies kan niemand red nie. Dit mislei mense en verblind hulle in hulle verlorenheid. Dis net die evangelie van Jesus in die Bybel wat kan red. Dis die enigste egte evangelie. So as ek 'n toepassing hier kan maak, aangesien die evangelie uit die hart van God uitkom, hoef ons nooit te twyfel in die egtheid daarvan nie. Geliefdes, want dit kom vanuit die hart van hom wat waarheid is, 'n God van waarheid wat nie kan lieg nie. Dit is 100% eg, en dit is daarom ook geloofwaardig. Dit is betroubaar, en ons kan dit ten volle omarm, met volle geloofsekerheid, dat dit ons nie sal mislei nie. Dit is die waarheid vanaf God. En by uitstek, as ek nog 'n toepassing moet maak, aangesien hierdie evangelie van Jesus Christus uit die hart van God kom en eg is, hoef ons nie bang te wees dat ons miskien anders sal mislei as ons hulle hierdie evangelie meedeel nie. Omdat dit eg is, dit is geloofwaardig, dit is betroubaar. En niemand sal ooit beskaam staan voor die regterstoel van Christus eendag, wat hulle geloof plaas in hierdie suiwer, egte evangelie van Jesus Christus wat ons in die Bybel het nie. Dis wat Romeine 10 vers 11 vir ons sê. Niemand sal beskaamd staan wat in hierdie evangelie glo nie. Want dit kom uit die hart van God. En dit is daardeur wat ons verlossing het en vrymaking van ons sonde nood. 'n tweede waarheid oor hierdie evangelie wat duidelik na ons toe kom vanuit Paulus se getuienis hier is nie net die oorsprong daarvan dat Paulus sê hy het dit is vanaf God aan hom toevertrou deur 'n openbaring vanaf die Here is dit aan hom bekend gemaak nie. 'n tweede waarheid is ook die verstaanbaarheid van hierdie evangelie. Dit is verstaanbaar. Kyk gou in julle Bybels weer na verse 3 en 4 saam met my.
Paulus skryf hier, deur Openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het in hierdie brief. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Dan julle sal dit kan verstaan. Paulus gee te kenne hierso dat die evangelie is nie beskore slegs vir geleerdes nie. Dis nie net vir die teoloë nie. Dis nie net vir die skrifkenners en die kommentators en interpreteerders nie. Dis nie net vir 'n klein groepie intellektuele elite nie. Dis vir almal. En almal kan dit verstaan. In Jesus se dag het die skrifgeleerdes gedink, die gepepel kan nie die evangelie verstaan nie. Ons moet dit vir hulle interpreteer. En julle weet hoe hulle die evangelie verdraai het onder die Joodse volk van Jesus se dag. Dat Jesus moes kom en in sy bergpredikasie dit korrigeer. Ook in die middeleeue het die Romeinse kerk dieselfde geredeneer. Die gepepel kan nie die evangelie reg verstaan nie. Ons moet dit vir hulle interpreteer en ons weet hoe hulle dit verdraai het. Nee, die evangelie van Jesus Christus is juist bedoel vir die eenvoudiges. Deur die Heilige Gees se verligting is dit moontlik dat selfs kinders dit kan verstaan. Daarom het Jesus gesê in Lukas 10 vers 21, na onder onsie met die godsdienstige leiers van sy dag, het hy gebid, Vader, dankie dat U die dinge weggesteek het vir die slimmes en die geleerdes en dit geopenbaar het aan die eenvoudiges, aan die kindertjies, want so het U dit goed gedink. Ek meen, as ek dit kan illustreer, selfs die apostels, geliefdes, hulle was nie skrifgeleerdes, skrifkenners nie. Hulle was nie soos Nikodemus wat in die aand vir Jesus kom besoek het nie. Hulle was eenvoudige vissermanne. Hulle was tollenaars gewees, aan wie Jesus hierdie kosbare boodskap toevertrou het, om die fondasie vir sy kerk te lê. As ek nog 'n illustrasie kan gebruik, my eie vrou, deur die verligting van die Heilige Gees het op 6-jarige ouderdom die evangelie verstaan. Geweet sy is verlore, is sondaar, sy is behoeftig na 'n verlosser, sy het haarself onderwerp aan die evangelie, tot bekering gekom, haarself in geloof gewerp op Jesus en verlossing gevind as 'n jong dogtertjie. Dit is selfs vir die kinders. En as ek 'n toepassing weer hier kan maak, geliefdes, dis omdat die evangelie verstaanbaar is, hoef ons nie bang te wees om onsself daarin te verdiep en die evangelie konstant te bestudeer nie. Omdat ons dalk voel, nee, dis bo my vuurmaakplek, dis bo my vermoë om te verstaan nie. Om die evangelie te verstaan, het jy nie 'n hoë IQ nodig nie, geliefde. Jy het die Heilige Gees nodig, wat red, wat ons verlig vir die evangelie en wat ons help om reg te reageer ook daarop. Dis ook daarom so belangrik, by uitstek as ek nog 'n toepassing kan maak, aangesien die evangelie so eenvoudig is, behoort ons kinders en kleinkinders van 'n jong ouderdom af dit in te skerp. Soos Deuteronomium 6 vers 6 tot 9 ook vir ons sê, as jy op die pad is, as jy in die huis is, waar ook al jy is, hou aan om konstant dit in te skerp by hulle. Dit is hoekom ons ook hier by Antipas moeite maak om vir ons kleintjies, ons voorskoolse kinders, die evangelie reeds in te skerp. En ons is dankbaar vir die onderwysers wat soveel moeite doen in hierdie verband. Prys die Here vir hulle. Ouers, grootouers, oupa, ouma, kweek van vroeg af 'n verstaan in jou kinders, jou kleinkinders van die evangelie met die hulp van die Heilige Gees. Deur huisgodsdiens. Hou getrou huisgodsdiens. Lees die evangelies vir hulle, verduidelik dit vir hulle. Ook deur stilte tyd. Pappa en mamma, hou stilte tyd saam met jou kinders voordat hulle in die bed klim in die aand. Lees die Bybelstories vir hulle, bid saam met hulle. Die evangelie is by magte vir hulle om te verstaan. Moenie onderskat ooit die vermoë van selfs die eenvoudige, selfs die kinders, om deur die Heilige Gees se hulp die evangelie te verstaan, aan te neem en daardeur getransformeer te word nie. Dan 'n derde waarheid oor die evangelie. Ons het gekyk hier uit Paulus se getuienis na die feit, die waarheid dat die evangelie het sy oorsprong uit die hart van God.
Ons het gesien dit is verstaanbaar en dat selfs eenvoudiges begrip kan hê daarvoor. 'n Derde waarheid is die volledigheid van die evangelie. Die volledigheid daarvan. Kyk gou na vers 5 saam met my in ons teks. Paulus het nou net gesê, wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Dan sê hy, die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Heilige Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie. Paulus verwys hier na die feit dat die evangelie in Ou Testament tye progressief openbaar was. Vanaf daai eerste evangeliebelofte van God in Genesis 3 vers 15. Ons praat daarvan is die proto-evangelion, die eerste evangeliebelofte in die Bybel. Daai het God uitgebrei deur elke historiese verbondsluiting. Deur die verbond met Noag, deur die verbond met Abraham, deur die verbond met Israel, deur Moses, deur die verbond met Dawid, het God konstant meer lig gegee op hierdie kosbare evangelie van Jesus Christus. En dit was nie so omvattend bekend in Ou Testament tye soos ons vandag in die Nuwe Testament. Terugkyk en 'n vollediger kennis deur die Heilige Gees het nie. Dit was grootendeels, kan ons sê, onvolledig tot 'n mate, want dit was gehul vir vorige geslagte in Ou Testament tye, onder simbolisme en tipes en skadies. Maar met Jesus se eerste koms in hierdie wêreld in, het hy die volledige openbaring van die evangelie bekend kom maak aan die kerk, deur die heilige apostels en profete van die eerste eeu, soos hy skryf hier in vers 1. En hulle lering is vir ons opgeteken in die Nuwe Testament van die Bybel. Ag, as ek dit weer kan illustreer, is soos om 'n lening af te betaal wanneer jy 'n huis koop. Elke maand betaal jy daai paaiement af, 'n bietjie, totdat jy uiteindelik die laaste paaiement betaal en daai lening is volledig afbetaal. En so kan ons sê die finale paaiement waardeur die evangelie volledig, omvattend ontvang was, het gekom met Jesus se eerste koms in hierdie wêreld en deur die heilige apostels en profete. As ek weer hierdie toepassing mag maak, geliefdes, omdat die evangelie volledig is, hoef ons nie bang te wees dat dit op een of ander manier onvolledig is nie, dat daar iets weggelaat is wat ons moes weet om gered te kan word nie, iets wat bygevoeg moes word wat ons nie van weet nie, of dat ons die prys sal mis om een of ander rede, omdat daar 'n onvolledigheid is in die evangelie van Jesus Christus, soos dit in die Bybel verskyn nie. Nee, dit is volledig. En daarom praat ons daarvan as die evangelie waarheid van God in die woord is al genoegsaam om ons wys te maak rakende alle dinge wat God wil hê ons moet glo en wat ons moet weet om 'n godvrugtige lewe te lei. Dit is volledig, ons hoef nie bang te wees nie. En hier wil ek nog 'n toepassing maak. Geliefde, aangesien hierdie evangelie van Jesus Christus wat ons in die Bybel aantref, aangesien hierdie evangelie wat God deur die heilige apostels en profete van die eerste eeu aan die kerk om bekend laat word het, aangesien dit die egte en volledige evangelie is, moet ons alle ander valse weergawes, alle namaaksels, alle valse evangelies wegwys. Ons moet dit verwerp, ons moet dit verdoem. Soos byvoorbeeld die voorspoed teologie, boodskap of evangelie, wat leer dat God Jesus gestuur het, sodat hy ons tydelike armoede en verknorsings en wat ook al, siektes kan kom genees. Dis nie hoekom Jesus gekom het nie, dis 'n byproduk van die evangelie, dat God ons deur sy voorsienigheid versorg in terme van hierdie dinge. Die probleem is ons sonde nood, waarvoor ons onder die veroordeling van God staan, en God het Jesus nie primêr gestuur vir ons welstand en ons voorspoed nie, en ons gesondheid nie. Hy het hom gestuur vir ons verlossing, sodat ons deur Christus die ewige lewe kan ontvang. Wat sê die woord? Want God het die wêreld so lief gehad,
dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hoekom? Sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, weens hulle sonde, maar die ewige lewe kan beerwe. Dis 'n valse evangelie wat ons moet verwerp, of die valse boodskap van alle paaie lei na Rome, wat vir jou wil laat glo, Jesus is maar een van die weë na dieselfde opperheerser in die heelal, en die Islamiet, en die Hindu, en die Boeddhis, en almal kom maar na hom toe op hulle eie manier. Nee, dis 'n leuen uit die hel uit. Jesus is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Ons het 'n eksklusiewe geloof. Verlossing van ons sonde is moontlik slegs deur hom, soos Handelinge 4 vers 12 ook sê, daar is geen ander naam onder die hemel gegee waardeur die mens gered kan word nie, behalwe Jesus Christus. Of die valse boodskap van Jesus plus my werke. Proponente wat jou wil laat glo dat Jesus se verlossingswerk is nie heeltemal volledig nie en dat jy dit moet aanvul deur goeie werke van godsdienstbeoefening, of dit nou die besnydenis is en of dit kerkbywoning is, of dit stilte tyd is, of dit om die Sabbat op die Saterdag te hou is, of wat ook al die geval mag wees. Jesus plus boodskap is 'n verdoemende boodskap. En niemand wat dit aanhang sal verlossing vind nie. Ons glo dat die evangelie leer ons dat verlossing is moontlik uit genade alleen, deur geloof alleen, in Jesus Christus alleen. Is nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons moet alle ander valse weergawes verwerp. Want die evangelie van Jesus Christus, soos ons dit in die Bybel het, is die egte, die volledige evangelie. En Jesus het sy stempel op die volledigheid van die evangelie geplaas, toe hy in die kruis uitgeroep het, dit is volbring, afgehandel. En ons hoef niks by te voeg nie. Ons kan maar net kom in ons sonde nood, geboe en gebukkend, en dit in geloof aanneem, terwille van sy eer en ons verlossing. Ek wil hierdie boodskap afsluit net deur te noem. Geliefdes, vandag het God ons attent gemaak op 3 waarhede van hierdie kosbare, glorieryke evangelie van ons, deur Paulus se getuienis. Die oorsprong daarvan is uit die hart van God. Dit is daarom eg, geloofwaardig en betroubaar. Dis waardig om arm te word en om aan ander mee te deel. Ons het gesien, tweedens, die evangelie is verstaanbaar vir almal. Dis nie bo enige mense vermoë om te verstaan nie. Deur die werking van die Heilige Gees wat dit aan hulle verlig. Vir al ons kinders moet ons dit inskerp van kleins af. En derdens het ons gesien, hierdie evangelie is volledig, soos dit opgeteken is vir ons in die Nuwe Testament van die Bybel. Niks hoef bygevoeg te word nie, niks mag bygevoeg word nie. En ons moet alle ander weergawes wat nie strook met hierdie evangelie nie, verwerp as verdoemend. Geliefdes, mag die Heilige Gees hierdie oordeenkinge vandag gebruik om julle te motiveer tot 'n hernuide waardering, 'n hernuide opgewondenheid oor hierdie evangelie. Soos wat ons ook sien in die apostel Paulus, wat sy lewe daarop gebou het en bereid was om te ly, verdrukking vir daardie kosbare boodskap. As die Here wil, en hy vertoef om te kom, sal ons volgende keer in ons studie deur Efesiërs ook kyk na die waarhede van die universeelheid, die effek, die permanensie en die voorreg van die evangelie. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, alle ere aan U vir U woord wat so duidelik na ons toe kom. Ons loof U, ons prys U en ons wil ons diepe hartswaardering uitspreek oor die evangelie van Jesus Christus, hierdie kosbare goeie nuus, hierdie glorieryke goeie nuus wat U aan ons gegee het, waardeur ons gered is en wat U ook aan ons toevertrou het om aan 'n verlore gaande wêreld te gaan meedeel, sodat ander kosbare verlore siele deur geloof in Jesus verlossing mag vind van 'n ewigheid van bewuste pyniging in die vure van die hel. Here, help ons in ons dankbaarheid en waardering vir hierdie evangelie, om nie nou
selfvoldaan agteroor te gaan sit nie, maar om dit te neem in dankbaarheid na die wêreld toe. En om elke geleentheid wat U vir ons gee, elke dag uit te koop om die evangelie te deel met die verlorenes rondom ons, in ons familiekringe, in ons vriendekringe, onder ons kollegas by die werk, onder ons bure wat rondom ons bly, binne die gemeenskap waar ons beweeg, oral, asseblief Here. Ek wil bid dat U vir ons self 'n diepe waardering en 'n dieper begrip elke dag toenemend sal gee van die evangelie, dat ons goed toegerus sal wees vir hierdie werk. Dankie, dankie, dankie. Wees die naprediker van U woord in ons harte, Here. En mag dit ook ons gedagtes en ons gesprekke nou, soos wat ons samesyn gaan geniet, vul en lei in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die kosbare naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees vandag en in die week wat kom. Gaan verheerlik die Here deur intentioneel ingestel te wees op die bediening van die evangelie waar die Here julle geplaas het en geniet hom ten volle. Amen.